Donderdagoggend, die 20ste November. Ons is steeds besig met hierdie tema slegte gewoontes en hoe dit alles in jou lewe negatief impakteer. Veral dan ook jou verhoudings op die langer duur en ook die verhouding met die Here, nê? En daarom het ons mekaar gesê, dit is verskriklik belangrik dat 'n mens sal probeer om hierdie slegte gewoontes wat in jou lewe gevorm het, te breek. En vanoggend kyk ons dan nou op 'n besondere manier daarna, hoe breek ek hierdie gewoontes? Want dit is nie so maklik nie, nê? So kom ons sê vir mekaar, probeer om net vir een dag op 'n slag te lewe en te beplan. Besluit om net aan vandag te dink en die gewoonte net vir vandag te breek. Hoekom? Want as jy gedurig daaraan dink dat jy 'n leeftyd daarsonder moet bly, sal dit jou moedeloos maak. En dit sal selfs skeiingspyn by jou bring wat vir jou te erg sal wees. Daarom, as jy 'n gewoonte wil breek, een dag op 'n slag. Die volgende ding, dink ek, wat jy sou kon doen, is versamel alle inligting wat jy oor hierdie probleem kan bekom, sodat jy nie dom foute maak en dalk op 'n stadium weer terugval in die gebruik van hierdie negatiewe gebruike in jou lewe nie. En dan natuurlik vir my versoekings, vir my mense, plekke en dinge wat jou maklik in die versoeking kan lei. Maak kontak met mense wat dieselfde probleem het, selfde gesukkel het met dieselfde probleem of dan terwyl gewoonte, want hulle kan jou help, raad gee. Moenie net die gewoonte probeer verander nie, verander jou leefwyse. As jy byvoorbeeld die gewoonte het om soms so klein bietjie te ooreet, moenie net jou dieet aanpas nie, verander jou lewenstyl, jou lewenswyse, nê. Byvoorbeeld, slaap meer, doen meer fisiese oefeninge, gee meer aandag aan jou voorkoms. Dis alles 'n omvattende, holistiese benadering. Dan natuurlik werk voortdurend aan jou motivering. Lees daardie lysies, die voor- en die nadele wat jy gemaak het. Elke nou en dan. Herinner jou gedurig daaraan dat daar goeie redes is waarom jy nie wil voortgaan met die gewoonte nie en waarom jy dit gebreek het. En dan natuurlik, beloon jou nuwe lewenswyse en styl. Eintlik is jy besig om 'n nuwe, gesonder gewoonte aan te kweek in die plek van die ou slegte gewoonte. En 'n gewoonte word gevestig deur die beloning wat 'n mens daaruit kry. Onthou u? Daarom moet jy die nuwe gewoonte vestig met belonings. Herinner jouself ook voortdurend daaraan. Jy voel nou gesonder. Jy is nou sommer baie gelukkiger. Ja, en as jy in die spieël kyk, dan dink jy ook sommer beter van jouself. Dit is belangrik dat die nuwe lewenswyse ook 'n gewoonte moet word, sodat al die handelinge outomaties kan kom. Ag, broers en susters, liewe kinders, oumas, oupas, jong mense, dit is nie maklik nie, nê? Om byvoorbeeld jou naels te kou, of dalk het jy die gewoonte om nie gereeld stilte tyd te hou nie, of die slegte gewoonte aangeleer, om dalk op die einde van die dag, negatief oor jouself te dink en te voel. Kom ons vra, dat die Here ons hiermee naby sal wees. Kom ons sit sommer net so vanoggend en dan maak ons oogies toe. Here, ons sê Here, wanneer ons so stil raak vanoggend, dan weet ons dis nie maklik nie. Ons weet, Here, dis regtig moeilik om gewoontes wat oor jare heen in 'n mens se lewe neerslag gevind het te breek. Here, maar ons weet ook, op die langer duur het dit 'n negatiewe impak op ons siege, op ons fisieke lewenswyse en styl, op ons geestelike lewe. En ons wil vra, sal U ons ook naby wees? Help ons, Here, om ons hand in U hand te sit. Help ons om dan ook plekke en mense en gedagtes te vermy, wat ons weer sal laat terugval in slegte gewoontes. Dit is nie altyd so maklik nie, Here,
maar seën ons met daai wysheid en insig. Help ons om dan nuwe gewoontes ook in die plek daarvan te vorm, Here. Help ons om vir ons mooi, sinvolle belonings in die plek daarvan te skep. Here, mag dit vir ons so wees. Ons bid dit vir mekaar en uit ons harte uit. Wees ons genadig, Here. Snel ons te hulp en hou ons in die holtes van die hand. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se mooi naam. Amen.